Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, as dit nou kom by die voëls, dan is daar eintlik baie min in hulle gesigsuitdrukking. Hulle mag die vere gebruik en hulle lyf so 'n bietjie gebruik, maar hulle gesigsuitdrukking bly redelik dieselfde. Maar by die ander diere en veral by die katte verklap die gesigsuitdrukking nogal redelik wat aan die gang is. Jy kan sien wanneer hulle toespits op 'n prooi, jy kan sien wanneer hulle weg wil kom of wegkruip of skaam is of bang is. Jy kan dit in hulle gesigte sien wanneer dit gebeur dan ook. En so kan ons maar nogal leer by hulle dat ons maar moet reageer, veral wanneer die Here met ons dan ook praat, moet ons reageer. Met dit gesê, liewe vriende, moet ons dalk 'n vraag vra waaroor ons in hierdie moderne tyd waarin ons leef bietjie dink. En dit is, het ons nog sondebegrip of is sondebegrip? Weet ons nog wat sonde is? En wanneer mense sonde doen, is ons nog skaam daaroor? Is ons nog verleë daaroor? Is ons op 'n plek dat ons dalk baie sleg voel dat ons teen die Here oortree het? Of is dit maar net iets wat amper maklik oorgesien word oor die meeste van die mense nou maar dit doen? In Jeremia 8 vers 6 staan daar: "Toe het ek geluister en gehoor, hulle spreek wat nie reg is nie. Daar is niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy sou sê, wat het ek gedoen nie? Elkeen spring weg in sy loop soos 'n perd wat storm in die geveg." En dis jammer dat hierdie die geval is, liewe vriende, dat die Bybel dit hier beskryf, dat mense daar is, en die Bybel sê daar's niemand, hulle het nie berou oor hulle boosheid nie. Hulle gaan net aan van kwaad na erger. Hulle is soos 'n perd wat instorm in 'n geveg in en hy stop nie, hy bly net voortgaan in die verkeerdheid. Daar's geen berou daaroor nie, daar's geen spyt daaroor nie. Daar's geen begrip dat ek regtig teen die Here gesondig het nie. En liewe vriende, daarom moet ons dalk net by hierdie 3 sake bietjie stil staan vanoggend en ons moet vra, wat het ek gedoen, liewe vriende? Wat het ek gedoen? Het ek teen die Here gesondig? Wat het ek gedoen met God wat die gewer van lewe is? Is my lewe aan hom oorgegee? Wat het ek met God se goedheid gedoen wat hy oor my uitstort? Wat het ek met God se genade gedoen? Watse plek het God in my gedagtes, liewe vriende? En dis hierdie vrae waarop mense so 'n bietjie moet antwoord. En wanneer ons oor hierdie dinge begin dink, mag die sonde seker amper opborrel of uitbrys, wil ek sê, na vore te kom as ek dink hoe ek die goedheid van God misbruik om hom nie regtig te dien nie, maar eerder myself te dien. Ons mag ook vra, wat het ek gedoen met Jesus? Hy wat sy lewe vir u gegee het en sekerlik aan die kruis vir ons sonde kom betaal het, maar hou ek dan aan daai sonde vas? Wil ek nie hê dat ek daarvan verlos word nie? Het ek hom aangeneem as my verlosser en saligmaker, liewe vriende? Is ek besig om die Here Jesus te kroon met eer of met dorings? Waarmee is ons besig met die Here Jesus? Wat doen ons met die Here Jesus? Hy is 'n lewende persoon. Hy is God. Dis nie maar net, verskoon dat ek dit so uitdruk, iemand geskiedkundig in die Bybel nie. Nee, die Here Jesus leef en hy's in die regterhand van die Vader. Ons gaan voor hom verskyn eendag en hy gaan ons oordeel. En dan moet ons sekerlik ook vra, wat het ek gedoen met die Heilige Gees? Wat het ek gedoen met sy oortuiging van sonde, met sy oortuiging van geregtigheid en oordeel? En dan kan ons ook vra, kan die Heilige Gees saam getuig dat jy 'n kind van God is? Saam met u Gees dit getuig. En dan moet ons ook vra, is u vervul met die Heilige Gees? En as jy nie is nie, liewe vriende, waarom nie? Is dit nie sonde as ek nie vervul is met die Heilige Gees nie? Dis tog 'n opdrag wat uitgevoer moet word. Dit moet deel van 'n kind van die Here se lewe word. So miskien is dit nodig om hierdie dag bietjie daaroor te dink, wat het ek gedoen? En dalk ons kop in skaamte laat sak en tot die Here te nader en sê, vergewe ons, en dat ons ons saak met God regmaak. Kom ons bid saam. Here, ons kom bid dat u vir ons oë sal open en sensitiewe harte sal gee om te reageer tot eer van u naam. Amen.